Alright, graad 11, die laaste gedeelte, vraag 17, 18 en 19. Question 17 asks you calculate the return on owner's equity. Okay, so ons gaan nou die opbrengs op aandeelhouersbelang uitwerk vir net 2019. Op jou formuleblad is dit daai pinke. Alright, die regterkantste pinke. So die netto wins op die gemiddelde eienaarsbelang. Okay. So netto wins, daar is die netto wins, daai onderste een. 168. Ek het ons maar daar vir ons ingetik al. 168. 640. Op, hy het nou hier oor toe gespring, maar geen probleem nie. Op die gemiddelde eienaarsbelang. Average owner's equity. Nou dit kry jy aanstaat. Owner's equity, daar is die owner's equity so gemiddeld van daar. Owner's equity. Gemiddeld van dit, en dan maal mens dit met 100, om 'n persentasie te kry. Ek gaan net gou eers ons onderste gedeelte uitwerk. Vyf, 4, 2, 5, 3, 7. Okay. 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 Goed, kom ons kry die persentasie. Dit is 31%. 31,1%. Okay. Dan ons laaste vraagie, tweede laaste vraag wat ons moet uitwerk, die laaste een is maar net kommentaar wat ons leer. So the last question is calculate the percentage earnings of each partner. So julle sal nou sien, ek het hier op my antwoordblad Mac en Adam, so gaan al twee sin uitwerk, wys geveel op die formuleblad, so dis daai een, total earnings per partner on the partner's average equity. So ons fokus nou heel eerste net op Mac sin. So alles wat Mac verdien het, kom op die bokant. Everything that Mac earned during the year, you put at the top. Nou daar is Mac gekry, 80.000, 7.500 en 4.000. Okay. So, 80.000 het ek nou, ja. Okay. Op sy average equity, so net Max average equity, nou daai is sy beginsaldo, daai is sy eindsaldo, so die gemiddeld van die begin en die eindsaldo. Net gou hierdie. Okay. Jy hoef hierdie tussenin stap te doen nie, ek doen dit maar net, want ek met 'n baie eenvoudige calculator werk.
Nou dit alles natuurlijk, maar met de 100. Om 'n persentasie te kry. $33,3. Okay, en dan dieselfde storie met Adam. Right, so ons gaan hier dieselfde storie, maar nou gaan ons net Adam se bedrag vat. Nou kom ons gaan kyk gou Adam se bedrag. Hy het 84.000 en 6.000 gekry. Okay, gaan nou sy kapitaal aan die onderkant verander, maar dit gee vir ons 90.000. En sy kapitaal aan die onderkant is 260.000, so het bly dieselfde, maar ek gaan sommer going to put it in there, en die gemiddeld van dit is sorry, julle gaan nou hier regmaak. Okay, oeps. En nou natuurlik, soos ek gesê het, mal met 100 om 'n persentasie te kry. Jette. Okay. $34,6. Okay. Nou die laaste vraag hierso is, jy moet nou kommentaar lewer, natuurlik dit wat ons nou net uitgewerk het. Ek lees gou vir julle, comment on each partner's percentage earnings, should they feel satisfied. Okay, so dit is wat hulle kry uit die besigheid uit, en soos ek reeds in die eerste verduidelikingsvideo vir julle gesê het, you have to compare this with something from the bank. Now, usually in an exam paper, I will give you, or the department will give you, I'll tell you what the bank gives you at that stage. Yeah, here isn't something, but let's say it's 14% at this stage, or 12%, nee? So kom ons sê, die bank, as jy nou jou geld sou belê het, kom ons sê jy het nou R260.000 geërf, mos nou, soos Adam, en jy vat daai 260.000 en jy gaan belê dit in 'n bank, dan gaan jy 14% op dit kry, rente. Maar toe besluit jy, nee, jy gaan jou geld gebruik en jy gaan actually in 'n vennootskap dit belê. Nou kry jy 34,6%. Dis baie beter, dis 20,6% meer as wat jy by die bank sou kry. So, yes, Mac and Adam can be very satisfied. Ja, Mac en Adam kan tevrede wees. Mac kry 33,3% uit die vennootskap, en Adam kry 34,6%, waar as hulle dit by 'n bank sou belê het, sou hulle 14% op hulle belegging gekry het. Okay, so ja, daai 14%, dit sal in jou vraestel staan, die persentasie, jy quote maar net die persentasie wat in jou vraestel staan, maar ek sê nou sommer 14%, maar ja, jy compare dit. Nou, net gehou sommer te verduideliking, hierdie is wat die totale vennootskap kry, 31,1%, en dis nog steeds baie goed, en 'n mens kan self sê, Mac en Adam kry meer as die gemiddeld van die vennootskap, so ja, hulle kan baie tevrede wees met hulle belegging in hierdie vennootskap. Ja, okay, graad 11, dit is dan nou dit
oor ontleding en vertolking. Baie sterkte en ja, vra gerus as daar nog enigiets is wat julle graag wil weet.